Vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre kan saam wees. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag. Onthou, dit is die dag wat die Here gemaak het, kom dat ons daaroor juig en bly wees. Ek wil u vanmôre groet met 'n baie bemoedigende, besondere haleluja lied, onbekend vir ons, maar ek lees vir u die woorde van haleluja lied 364. Daar staan: loof, loof my siel die Here en prys sy heilige naam. Hier en in die hemelsfere, loof, loof hom altesaam. Hy het ons skuld vergewe, red ons uit alle nood, beskerm ons brose lewe en dra ons deur die dood. Sy ryke troos beskut ons jeug vernie hy weer, en uit sy volheid put ons genade, krag en eer. Besondere lied, jy is welkom om die tweede vers op die eie tyd te gaan lees, maar wanneer ons so deur die Bybel, deur die Halleluja bundel, deur die Psalme en Gesange bundel blaai, deur van hierdie geestelike liedere, dan kom ons agter dat mense in die verlede, mense in die hede, en ek glo ook so in die toekoms, vriende, kan nie uitgepraat raak oor hierdie verlosser, Jesus Christus nie. Hy is die fontein van lewende water, die een by wie ons kan kom drink tot versadiging, en ons sal nooit die punt bereik van versadiging tot ons hom in sy heerlikheid sal sien nie. Daarom gaan ek vanmôre 'n bietjie met u praat oor, by u is die fontein van die lewe. Ek lees daar in Psalm 36, die opskrif: hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. En daar is kosbare waarhede hierin, maar vriende, ek gaan net vir u vers 8, 9 en 10 lees. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God, daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Hulle verkokel aan die vettigheid van u huis, en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. Want by u is die fontein van die lewe, in u lig sien ons die lig. Nou toe ek hierdie vers lees toe, onthou ek dat dit die lese was van ons hoërskool waar ek skool by gegaan het, die gedagte van in u lig sien ons die lig, en hoe besonder hierdie gedagte ook in Psalm 36. Nou vriende, die groot gedagte wat ek vanmôre met u wil kom deel, is juist die waarheid wat die Here kom deurgee, dat hy die fontein van lewe is, maar dikwels, en as ons na ons eie lewe gaan kyk, ek na my lewe, jy na jou lewe, is ons dikwels met baie ander dinge besig, en ons kom skaars uit by die fontein van die lewe. Ag vriende, as ons die Bybel gaan lees en ons lees die 7 briewe wat die Here aan die gemeentes daar in Openbaring skryf, dan sien ons dikwels hoe die Here met hulle praat oor hulle eerste liefde wat hulle verlaat het. Hulle is besig gewees met baie dinge, baie geestelike dinge, baie mooi dinge, maar hulle het hom, die bron van lewe, die heiland, die fontein van lewende waters, verruil. Die Here sê op 'n stadium vir sy volk, hy sê, julle het my die fontein van lewende water verruil, en vir julle gebarste reënbakke uitgekap, wat geen water kan hou nie. Verwysende na die sonde waarna toe hulle teruggegaan het, en dat hulle nie meer die Here gedien het soos hulle hom behoort te gedien het nie. Ag vriende, dis noodsaaklik dat ons vanmôre sal sien dat die Here nie tevrede sal wees met die tweede plek in jou en my lewe nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy 'n jaloerse God is, en hy mag 'n jaloerse God wees, en hy is 'n jaloerse God. Waarom? Want hy is ons skepper, in Christus is hy ons redder, hy is ons onderhouer, hy is die een wat ons in stand hou, hy versadig ons met die keer van sy seëninge, hy laat die reën val oor die regverdige en onregverdige, hy vertroos ons in tye van smart. Vriende, hierdie God is een wat aanbiddingswaardig is, en daarom kan ons alleen ware vrede vind by homself. Hy is die fontein van lewende water. En ek vra jou vanmôre, hoe dikwels stel jy ander dinge in die plek van Christus? Goeie of slegte dinge? Watter dinge is daar vanmôre wat jou tyd in beslag neem, dat jy nie by die fontein van lewende waters kan uitkom nie? Die Here stuur baie keer oor ons pad beproewinge. Hy stuur baie keer oor ons pad stryd. Hy stuur baie keer oor ons pad siekte en hartseer, om ons by 'n punt uit te bring om net weer boeke te vat, om net so weer bietjie diep in te kyk in my eie siel en vir myself die vraag af te vra: Gerard, waar staan jy in jou verhouding met hierdie God, waarby jy eendag ewig in sy heerlikheid gaan wees? U sien, ons kan nie op aarde leef, en ons het min tyd om aan hierdie wonderlike drie-enige God te spandeer, en menende dat ons vir ewig by hom gaan wees om hom te aanbid nie. Nee, nou is die dag van welbehaag, waar ons alreeds onsself moet voorberei in ons tyd met hom, in ons aanbidding van hom, sodat ons eendag maar net normaal in die heerlikheid kan voorgaan om hierdie heilige God te aanbid. Ek dink die groot probleem waarmee ons sit, en die meeste van ons mee worstel, is as ons kyk na onsself en ons sien ons eie sondigheid, ons eie ontrouheid, ons eie bose hart raak, dan wil ons eerder wegvlug van die fontein van lewe in plaas van na hom toe. Maar ek wil vanmôre vir u kom sê dat ons staan in die geregtigheid
van Christus. As ons na God die Vader nader, dan nader ons na hom deur Jesus Christus, ons verlosser en heiland. Luister, God die Vader sien ons in sy seun, en daarom het hy ons lief, en daarom nooi hy ons om by die fontein van lewe te kom drink. Onthou jy op 'n stadium het Sarah vir Hagar en Ismael daar in die woestyn verdryf. Hulle het water gevat en as daar in die woestyn verdryf, die water het naderhand klaar geraak en in hulle nood, in hierdie diepe toestand van afhanklikheid, hulle is besig om te sterwe, kom die engel van die Here en die engel van die Here roep na haar en die Bybel sê vir ons. Ek lees vir u Genesis 21 vers 15. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op en hou hom vas in jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Hoor nou, daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put en sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. En ag vriende, dit was my so 'n pragtige tipe beeld van hoe ons dikwels op 'n punt kom waar ons dors en honger. En ons soek baie keer vervulling op baie ander plekke. En ons kry nie versadiging vir ons siele nie. Dan sê die Here vir ons, daar is een plek waar ons versadiging kan kry, is by die fontein van lewende water. In sy lig sien ons die lig. En vriende, soos ons in afhanklikheid van hom lewe, en dikwels by die fontein van lewende waters drink, so word ons versadig, so word ons vernuwe, so word ons krag versterk om dag na dag die goeie stryd te stry, die wedloop te volëindig en die geloof te behou. Ek sluit af met die baie besondere woorde van Johannes 7 vers 37. Daar staan op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat aan hom glo. En hierdie wonderlike waarheid, vriende, wil ek vanmôre in jou midde kom neerlê. As u vanmôre honger en dors, as u agterkom daar's 'n leemte in u siel, daar's 'n droë dortyd in u lewe, vra ek u, pleit ek by u. Here Jesus Christus is die fontein van die lewe. Vlug na hom, versadig jou in hom. Hou op besig raak met die 1001 dinge om jou en neem tyd en vind opnuut weer vrede in jou verlosser. Vind opnuut weer hierdie genade in hom wat vir jou gesê het, kyk, ek maak alles nuut. En mag die Here vir u genade gee om te groei in sy liefde en dikwels by die fontein te kom drink. En ag, versadiging te vind, sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Vriende, groete vir u, baie seën, mooi dag vir u verder. Tada.